Ons begin vandag met die eksponensiële funksie. Die eksponensiële funksie waarna ons gaan kyk het 'n standaardvorm van y is gelyk aan a vermenigvuldig met b tot die mag x plus q. Nou wat maak daarvan 'n eksponensiële funksie? Die feit dat my x in die eksponent is. Ons gaan eers begin deur 'n basiese een te skets. Die een waarmee ek wil begin is f van x is gelyk aan 2 tot die mag x. Dit is 'n eksponensiële funksie want my x is in die eksponent. En as ek dit vergelyk met daardie y is gelyk aan a maal met b tot die mag x plus q, is my waarde vir a 1, want ek het maar 1 maal 2 tot die mag x, en my waarde vir q is 0. So, dit is die eenvoudigste eksponensiële funksie wat ons gaan skets. Nou, ons gaan dit doen deur punte te plot. So, ek gaan maar begin deur x-waardes te kies en dan werk ek die y-waarde uit. Nou onthou, f van x is altyd jou y. So hier staan eintlik y is gelyk aan 2 tot die mag x. Wanneer x 0 is, sal dit dus 1 wees. As ek x 1 maak, gaan y wees 2 tot die mag 1, wat 2 is. As ek x 2 maak, ek gaan maar 'n hele klompie punte kies, dan is dit 2 tot die mag 2, dan is my y-waarde 4, en as x 3 is, kyk wat skryf ek, kom ons maak so, wanneer x gelyk is aan 3, dan is y gelyk aan 2 tot die mag 3, wat 8 is. So, vir die eerste een, as x 0 is y 1, gee vir my die punt 0, 1. Dan as x 1 is y 2, gee vir my die punt 1, 2. As x 2 is y 4, en dan het ek die punt 2, 4. En as x 3 is y 8, dan het ek die punt 3, 8. Kom ons plot hierdie punte. Ons begin maar by die eerste een, 0, 1. So as x 0 is y 1. Dan gaan ek plot 1, 2. As x 1 is, gaan ek op na 2 toe. Dan 2, 4. As x 2 is, moet ek opgaan na 4 toe. En die laaste een vir 3 moet ek opgaan tot by 8. Goed, daar het ek nou 'n klomp punte geplot, maar almal van hulle is positiewe x-waardes. Ek wil ook kyk wat gebeur hier aan die negatiewe kant met x. So ek gaan maar net eers vir myself 'n bietjie plek maak en dan gaan ek soortgelyk doen, maar ek gaan negatiewe waardes vir x kies. So as x min 1 is, dan gaan y wees 2 tot die mag min 1. En nou moet jy jou eksponentwette onthou. 'n negatiewe eksponent beteken dit is eintlik onder die lyn, so dit gee vir my y is gelyk aan 'n half. As x min 1 is, dan is y gelyk aan 'n half. So x min 1 moet ek net 'n halwe eenheid opgaan. Wat as x gelyk aan min 2 is? Dan is y gelyk aan 2 tot die mag min 2, wat 1 op 2 kwadraat is, wat 'n kwart is. So, as x min 2 is y 'n kwart, kan dit skaars aandui daar op my grafiek. Nou ja, julle kan nou maar self gaan uitwerk. As x min 3 is, dan gaan die y-waarde 'n 8ste wees, en dis nog minder. Ek gaan maar net so 'n klein kolletjie daar by die min 3 maak.
Die vorm van die grafiek is nou duidelik. Ons sien ek beweeg hier en ek weet hierdie getalletjies hier word al hoe kleiner en kleiner en kleiner. Met ander woorde, ek gaan al hoe nader na die x-as beweeg. En as ek na die regterkant toe gaan, die positiewe kant, word my getalle vinnig groter. Nou, die feit dat dit al hoe nader na die x-as beweeg, moet jou laat dink aan 'n asymptoot. Wat is 'n asymptoot nou weer? Dit is 'n lyn sodat die grafiek al hoe nader daaraan beweeg, maar dit nooit raak nie. Nou, gaan 2 tot die mag x gelyk aan 0 word. Hoekom ek nou 0 kies, is ek wil toets of my x-as, daar is hy. Ek was besig om te toets of daai x-as 'n asymptoot is. En dat dit sou beteken dat y gelyk aan 0 is. Nou kan jy kan vir jouself dink, 2 tot 'n mag kan nie 0 raak nie. 2 tot enige mag. Ek bedoel, ons het nou al 'n hele klomp hier getoets. Ons gaan 'n positiewe antwoord kry, want dit beteken 2 maal 2 maal 2 is sekere hoeveelheid kere. So, die lyn gaan nooit aan die x-as raak nie. Daarom het ek 'n asymptoot by die x-as. Ok, 'n asymptoot is nie deel van die grafiek nie, so eintlik moet hierdie sulke stippellyne wees, so ek gaan dit net gou-gou so maak. Ek wil nou nie te na aan my punte uitvee nie. Ok, daar is my stippellyn. Dit is by y is gelyk aan 0, want is op die x-as, en dit is 'n asymptoot, so ek gaan sommer so lank hier invul. Ek het 'n asymptoot wanneer y gelyk aan 0 is. Nou, om die grafiek te skets, moet ek hier baie na aan die x-as begin, maar ek moet nie aan die x-as raak nie, en dan deur hierdie punte, wat nie so maklik is soos wat dit dalk lyk nie. Dit moet vryhand deur dit gaan. Kom ons maak maar so. Ja, daar is my funksie van f. Ek kan sien dit is 'n stygende funksie. Stygend beteken nou weer dat soos my x-waardes groter word my y-waardes ook groter. Beteken as ek aan die linkerkant staan en ek kyk so na die grafiek, gaan ek opkyk. Nou, die feit dat dit stygend is, word bepaal deur die grondtal. Dit is stygend as die grondtal groter as 1 is. So 2 is groter as 1 en daar het ek my stygende funksie. Kom ons antwoord die ander vraag. Die y-afsnit is waar hy deur die y-as gaan en ons sien dit is hier by 1, want as x 0 is, dan is 2 tot die mag 0, 1. Die koördinate van daardie punt is die punt 0, 1. Die definisieversameling, nou 'n funksie, 'n eksponensiële funksie is vir alle reële getalle gedefinieer, want jy kan sien, ek het nou nog nie 'n pyltjie hier ingesit nie, kom ons sit net gou my pyltjie aan. My grafiek gaan vir ewig aan hier in die negatiewe rigting. Myne lyk 'n bietjie of hy aan die asymptoot raak. Hy moenie aan die asymptoot raak nie. Maar my x-waardes kan dus aangaan vir ewig in die negatiewe rigting, maar ook in die positiewe rigting. Die funksie styg baie vinnig. So hier by 4 gaan dit al by 16 wees. So dit gaan baie groot word, my y-waardes, soos my x-waardes baie groot word, maar dit is gedefinieer vir alle
reële x-waardes. My waardeversameling is altyd my y-waardes en ons begin maar deur te sê ons werk met reële getalle, maar hierdie slag is dit nie al die reële y-waardes nie. Want kyk, my grafiek raak nie eers aan die x-as nie. Hy is die hele tyd bokant die x-as. So hy kan nie 0 wees nie. Hy is nooit -1 of -2 of enige van hierdie nie, want my hele grafiek lê daarbo waar my y-waardes positief is. En dan die asymptoot het ek reeds geantwoord. Goed, kom ons kyk na nog een. Ons wil teken g van x, so is maar y is gelyk aan 1/2 tot die mag x, en ek gaan dit op presies dieselfde manier doen. As x gelyk aan 0 is, dan is y gelyk aan 1/2 tot die mag 0, wat 1 is. So as x 0 is y 1. As x 1 is, dan is y gelyk aan 1/2 tot die mag 1, wat 1/2 is, en dit lê daar. Goed, kom ons spring na negatiefes toe. As x -1 is, dan is y gelyk aan 1/2 tot die mag -1, en die -1 vir my eksponentwette beteken weer dat die 1 op 2 moet omruil, so dit is dus 2. So wanneer ek by x is gelyk aan -1 is my y-koördinaat 2. Op dieselfde manier, as x gelyk aan -2 is, dan is dit 1/2 tot die mag -2, dit moet dan omruil en dit word 2 tot die mag 2, wat 4 is. En vir x is gelyk aan 3, gaan ek 8 kry. Kom ons kyk gou wat gebeur by x is gelyk aan 2. Y gaan dan 1/2 tot die mag 2 wees, en dit is 'n kwart. So jy sien, ons kry soort van dieselfde antwoorde, maar hierdie slag is die grafiek dalend. Nou kom ek probeer dit intrek, en dit is nie so maklik nie. Deur daai punt, daardeur, deur die punt 1 hier, en dan daar, en hy mag nie aan die y-as raak nie, aan die x-as raak nie. Kom ons probeer dit net hier 'n bietjie beter maak, so iets. Goed, hy raak nie aan die x-as nie, en die funksie se naam is g, so daar is g, en ek het reeds gesê dit is 'n dalende funksie, want as jy hier aan die linkerkant van die funksie gaan staan, jy hier bo ergens staan, dan gaan jy afkyk om na die funksie te kyk. Goed, sy y-afsnit, hy gaan weer eens deur y is gelyk aan 1, en dit is omdat enige iets tot die mag 0 gelyk aan 1 is. Definisieversameling is weer eens alle reële getalle. Die waardeversameling, my hele grafiek bly bokant die x-as, so my y-waardes is net positief. Daar's geen deel van die grafiek hier waar ek negatiewe y-waardes het nie. En die asymptoot moet ek gou intrek. Die asymptoot gaan hier op die x-as lê. Onthou, die asymptoot is 'n stippellyn, want is nie deel van die eksponensiële funksie nie. En my asymptootse vergelyking is x, dit is y, laat ek hom net 'n beter pen kry. Dit is y is gelyk aan 0, want my asymptoot is hierdie horisontale lyn, en alle horisontale lyne het 'n vergelyking. Y is gelyk aan die getalwaarde deur die
y-as gaan. Goed, kom ons doen 'n opsomming van wat ons so ver gedoen het. Ons was besig met die eksponensiële funksie, y is gelyk aan a maal met b tot die mag x plus q. En ons het twee baie eenvoudige eksponensiële funksies geteken. Die eerste een was f van x is gelyk aan 2 tot die mag x, en dan het ons ook geteken g van x is gelyk aan 1/2 tot die mag x. En hier het ek die twee sketse op my assestelsel, ek het hulle albei sommer op albei gesit. Nou, ek sê hierdie was 'n eenvoudige een, omdat die waarde van a 1 was, sien ek het nie iets waarmee ek voordat ek die b tot die mag x kry vermenigvuldig nie, en q is 0, en by teen hierdie tyd weet julle al, q gaan die grafiek op of af lig, so hierdie is die basiese een. Nou wat is die eienskappe? Die a, nie die a nie, die b, die grondtal. Die grondtal moet altyd positief wees, né? En ons het ook gesê die grondtal is nooit 1 nie. Nou wat gebeur as die grondtal tussen 0 en 1 lê, soos hier die 1/2, dan kry ek 'n dalende funksie. Okay, so my grondtal vir die funksie g was 1/2 en 1/2 lê tussen 0 en 1, dan kry ek die dalende funksie. Dit gaan deur 1 op die y-as. As die grondtal soos hierdie een groter as 1 is, dan kry ek 'n stygende funksie, soos wat hierdie blou funksie is. So die grondtal bepaal vir ons of die funksie stygend of dalend is. Die y-afsnit is weer eens, dit maak nie saak of ek die stygende een of die dalende een teken nie. Die funksie, die basiese eksponensiële grafiek, sny altyd die y-as by y is gelyk aan 1. Dit is omdat by die y-afsnit is x gelyk aan 0 en 2 tot die mag 0 is 1 en 1/2 tot die mag 0 is ook 1. En dan die definisieversameling vir 'n eksponensiële funksie is altyd al die reële getalle, omdat die funksie vir ewig aangaan links en regs, hier dieselfde links en regs, so dit gaan dit is gedefinieer vir al my reële getalle. Maar die waardeversameling is nie vir al die reële y-waardes nie. Is wel vir reële getalle, maar daar is 'n beperking daarop, want ons het 'n asymptoot wat nou nie hier ingetrek is nie. Daar is my asymptoot, dit lê op die x-as en op die, omdat dit 'n asymptoot is, moet dit 'n stippellyn wees. Die x-as of die lyn wat op die x-as lê, is 'n horisontale lyn, en 'n horisontale lyn het altyd 'n vergelyking. Y is gelyk aan 'n getal, die getalletjie waardeur dit op die y-as gaan, so die asymptoot gaan wees y is gelyk aan 0. In ons volgende video sal ons nou kyk wat is die invloed van die a en die q op ons eksponensiële grafiek.